Here ons God, ons slaan vanaand ons oë op daar na die berge en ons vra en ons wonder ook soms waar is ons hulp. Maar Here, dan besef ons diep in ons harte vanuit ons geloof dat ons hulp kom alleen van U af wat die hemel en die aarde geskep het. Here, ons hulp kom van U af wat ons as 'n individu gemaak het, as mens, maar ons hulp as gemeentes kom ook van U af. En daarvoor is ons baie dankbaar. Ons is dankbaar, Here, vanaand dat U vir ons 'n gemeenskap van gelowiges gegee het waarin ons kan lewe, waarin ons kan werk en saam wie ons kan stil word en saam kan bid. Want Here, sonder mekaar gaan hierdie lewe baie swaar wees. So dankie Here vir ons geliefdes in ons huise. Dankie Here vir ons gemeentes reg oor ons land, reg oor die hele wêreld. Here, dat ons saam kan deel aan die liefde wat U in ons harte uitgestort het deur die genade toe U kruis daar teen Golgotha opgedraai het. Amen. Vriende, genade en vrede vir julle van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Ons gaan 'n lied saam sing terwyl julle so bly sit, kom o Skepper Gees, so julle kan maar net die woorde saam lees, so terwyl julle so bly sit, kom ons sing saam, kom o Skepper Gees. Tema vanaand is, ons is deel van een kerk wêreldwyd en die teksgedeelte wat ek gaan lees is Efesiërs 4 vanaf vers 1 tot en met vers 6. En nou moet ek eers vir julle sê voordat ek lees, toe ek nou hiernatoe ry, toe kry ek nou die gedagte van 'n ander teksgedeelte en nou sit en dink ek my heeltyd aan die ander teks wat nou ek dink nou nogal actually baie mooi hier gaan pas. So ek gaan dit net nou lees om dit alles saam te vat en ek dink dit gaan dalk nog heel waarskynlik werk ook en dit so 'n bietjie beter lig werk rondom ons tema. Maar ons sal nou net daarby uitkom. Goed, in vers 1 Efesiërs 4 staan daar: Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daartoe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Ek gaan net hierdie gedeelte lees. Nou goed, soos ek sê, ons tema vanaand is, ons is deel van een kerk wêreldwyd. En dis 'n tema wat eintlik nogal vir my baie na aan my eie hart is,
iets wat vir my baie belangrik is, as ons dink aan die apostoliese geloofsbelijdenis, waar ons sê ons glo in een heilige algemene Christelike kerk. So dis baie dieselfde as wat die belijdenis van Nicea sê, wat sê ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Nou, vanaand kry ons die geleentheid om saam te dink en saam te luister en te wonder vanuit die woord, oor hoe verstaan ons onsself as gemeentes, as 'n gemeentes van eenheid, hoe ons in eenheid kan lewe, wie ons is as heilige kerke, wie ons is as algemene kerke, en wie is ons as gemeentes gebou op die leer van die apostels. Nou, Jesus, as ons dink aan hierdie belijdenis, is basies nou maar opgedeel in 4 dinge vir vanaand. Ons glo aan een kerk, ons gaan praat, ons gaan kyk na die een kerk, ons gaan sê die kerk is heilig, ons gaan vinnig kyk na wat beteken die kerk as 'n universele kerk, of dan soos die belijdenis sê, 'n katholieke kerk, en dan ook, ons is 'n kerk gebou op grond van die apostels. Nou, so om te begin dan, wie is ons dan as een kerk? Nou, Jesus het dit eintlik nogal baie mooi saamgevat toe hy gebid het in Johannes 17, voordat hy gevange geneem is. Toe bid hy ons vir sy disippels, en in vers 21 dan sê hy, of terwyl hy bid, sê hy, ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in my is, en ek in U. Ek bid, Here, dat hulle almal een kan wees, net soos wat ek in U een is. Ek in U, en U dan binne in my. So wanneer ons dink aan hierdie eenheid wat daar is in die kerk, dan dink ons nie net in terme van al die gemeentes reg oor die wêreld wat alles ewe skielik, alles presies dieselfde doen. Dink 'n bietjie as jy dink aan eenheid, en dink aan jou eie familie. Nou in ons familie sal ons dalk nou sê, die ding wat ons nou 'n familie maak is ons bloed, kom ons dink aan ons DNA, so dit is iets wat binne in ons is. Maar ons is nog steeds ons eie mense, as 'n familie, elkeen nog steeds met sy eie giere en geite, so, ons het ons altyd baie te sê oor ons eie familielede, maar ons is een familie, ons is lief vir mekaar, maar ons verskil van mekaar ook, in terme van hoe ons dink, hoe ons dinge doen, jy weet hoe jy dit dink in jou familie, en hoe jou broer dalk 'n ding doen, is weer 'n anders ding, maar ons is nog steeds geheg in hierdie eenheid, en hierdie eenheid in die kerk dan, sê vir ons dat Christus Jesus, hy is die hoof van die kerk. So mens kan dink in terme van 'n sambreel, so hy troon bo oor ons, en ons almal val dan, of pas dan binne in hierdie eenheid, ons val onder hierdie sambreel van die eenheid waarin ons dan nou lewe. Dit is nou maar net rondom dan die eenheid van die kerk. Ons is een kerk as gevolg van Jesus Christus. En dan gaan ons dan oor om dan te sê, maar omdat ons een kerk is, streef ons dan ook vir een ding, en dit is dan vir Christus self. So met ander woorde, Christus Jesus kom dan na ons toe, hy kom sterf vir ons aan die kruis, hy kom verlos ons, en daarom, as gevolg van sy verlossing, is ons dan 'n heilige kerk, 'n kerk wat heilig gemaak is deur Christus Jesus. Nou hierdie heiligheid gaan nou nie net oor, as jy nou dink aan die prentjies, wat jy nou sal kry op Google van engeltjies met daai trooitjie ding om die kop nie, dit gaan nou nie net daaroor nie. Dit gaan daaroor dat ons ook afgesonder is vir God, vir 'n spesifieke taak, vir 'n spesifieke roeping. So dit is dan vir ons uiters belangrik, weet, as gemeentes, waar ons vir onsself gaan vra, maar wat is dan hierdie taak? Hoe lewe ons dan as 'n heilige kerk? Ons kan tog nie sê dat Christus ons 'n eenheid maak omdat hy die hoof is, maar elkeen van ons gaan maar net waar ons wil, en ons gaan doen dan maar net wat ons wil nie. Ons mag miskien verskillende mense wees, dinge op verskillende maniere doen, maar ons het nog steeds ons bepaalde reëls. As 'n mens dink aan die groot gebod wat Christus Jesus dan vir ons gegee het. Ons moet mekaar lief hê. En dit gaan juist oor daai liefde wat ons die leiding gee, hoe ons dan binne in daardie heiligheid dan lewe.
So vir ons dan as kerk, om heilig te wees, roep ons dan ook om met groot verantwoordelikheid te leef, en ook teenoor mekaar, teenoor ons eie, ook teenoor onsself, teenoor ons eie geloof, maar ook dan teenoor ander mense in hierdie wêreld. Dan die derde een is waar ons dan sê die kerk is katholiek. Nou, as ek dit nou sê, dit verwys ek nou nie noodwendig na die Rooms-Katholieke kerk. Dit beteken nie ons is die Rooms-Katholieke kerk. So die katholiek is eintlik nou maar net 'n Griekse woord wat nou eintlik maar net sê ons is 'n universele kerk. Die woord wat ook daar gebruik word sê ons is wêreldwyd. Dit is alles omvattend. Die apostoliese geloofsbelijdenis sê ons is een heilige algemene Christelike kerk. So met ander woorde, dit gaan oor die verantwoordelikheid wat ons dan ook het teenoor mekaar. So ons dink altyd in terme van gemeentes waar gemeentelede verantwoordelikheid het teenoor mekaar, wat natuurlik sekerlik ook die belangrikste ding is. Maar dan nou besef ons die grense gaan so 'n bietjie wyer. God maak dit oop. Veral as jy gaan die boek Handelinge lees, dan gaan jy agterkom hoe die kerke, of hoe Paulus gesorg het, jy weet dat die kerke in 'n onderlinge afhanklikheid geleef het teenoor mekaar. 'n Baie goeie voorbeeld daarvan is toe Paulus, ek dink dit was in Korinteërs, waar hy 'n groot fondsinsameling gehou het en waar hy aan die een gemeente vra om te help om die ander gemeente te ondersteun. En ek dink dit is 'n baie goeie bewys van wat dit is dat ons 'n universele kerk is, dat ons 'n verantwoordelikheid het teenoor mekaar. Weet byvoorbeeld Tsitsikamma gemeente teenoor julle teenoor ons. En ek dink dit word baie mooi uiteengesit as ons dink aan die struktuur van ons kerk, hoe ons kerk tans lyk. As 'n mens dink aan die ring, as 'n mens dink aan die simboles. Jy weet die ring het 'n verantwoordelikheid teenoor die ander gemeentes. En op so 'n manier besef ons doen al hierdie dinge as gevolg van God. Christus is die hoof, hy is die sambreel onder wie ons dan plaas, sodat ons dan vir mekaar ook geestelike ondersteuning kan gee. Dan die laaste ene is die apostoliese kerk. Nou, ek noem dit maar net die apostoliese kerk. Dit gaan eintlik dan nou, soos die belydenis sê, ons glo ons is gegrond op die leer van die apostels. Wat ook 'n baie belangrike term is wat ons saam met ons kan dra. Want nou sien ons, hier is mense in die verlede wat geloof gehad het. En daardie geloof word getuig via die Heilige Gees. En dit word oorgedra oor al die jare heen, oor al die geslagte. En nou sit ons dit wat ons noem die Bybel, die woord van God. En dit is die getuienisse van mense. Die dink byvoorbeeld aan die Nuwe Testament, Paulus wat getuig van die dinge wat hulle gedoen het, die boek Handelinge, Johannes hulle, die evangelies, ons dink aan die Ou Testament, dis almal mense se stories oor hulle eie verhouding wat hulle met die Here gehad het. So dit is nou nogal ook 'n merkwaardige ding om te dink, in terme van wie is ons dan as kerk, of wie is jy as 'n individu. So jou geloof maak dan saak in hierdie wêreld, want dit word oorgedra oor die geslagte. So ons sit dan juist met 'n baie groot verantwoordelikheid in terme van hoe ons geloof gaan uitleef. Gaan ons dit uitleef? As ons dit doen, dan bou ons aan die kerk vir die volgende 50 jaar, vir die volgende 100 jaar. Miskien, ek gaan dit sê, watter voorreg het ons ook, dat ons hierdie geloof het, dat ons glo in God, of nie net nou sê ek dit asof dit net iets is, maar dat ons die voorreg het om in God te kan glo, onder andere ook deur die leiding van die Heilige Gees, deur die stories wat oorgedra word. Dis 'n merkwaardige gebeurtenis wat ons het. Nou die dag sê ek ook vir iemand met doopskattegese, dink hoe kosbaar is dit, dat ons kan doop, iets wat mense duisende jare terug ook al gedoen het. Dat dit so merkwaardig is, dat ons nog steeds daardie beginsels kan hê vandag nog. En dit bly dan ons verantwoordelikheid om te sorg, dat ons nog 'n kerk kan hê oor 50 jaar, oor nog 1000 jaar, dat ons nog 2000 jaar nog steeds al kan bestaan. En ja, dit gaan nie noodwendig stop by ons nie. Want as ons nie verder daarmee wil aangaan nie, gaan God aanbeweeg in sy gees dat iemand anders dit wat sal bereid is om te doen. En ons gaan dan intussen verlore gaan. So dan vir ons om te sê, ons bou ook op
die grond, op die geloof van die apostels, want daar word ook vir ons gesê, dat Christus bou sy fondasie op die geloof wat die apostels het. Openbaring wat vir ons sê, die nuwe hemel en die nuwe aarde is gebou op die fondamente van die 12 apostels. So die werke wat hulle dan gedoen het 'n baie groot invloed rondom die uitbreiding van die kerk. Nou ek wil nou nie daai mense die eer gee nie, ons gee vir die Heilige Gees die eer, maar ons moet ook raak sien in terme van wat mense gedoen het, want kom ons wees eerlik, ook mense inspireer ons, en dit is hoe God ons inspireer, deur sy Heilige Gees. Nou gebruik hy iemand soos Paulus, nou kyk ons wat doen Paulus, en ons sien, wauw, nou kyk hoe hy hierdie gemeentes gestig, kyk hoe hy hierdie gemeentes leiding gegee. Dit moet ons nou ook opgewonde maak, om dan te sê vir julle wat hier in Karere is, om te sê, maar deur my geloof, deur die leiding wat die Gees vir my gee, wat God vir my gee, wil ek help bou aan hierdie gemeente, sodat ons kinders wat nou nog, ons kindertjies wat nog klein is, dat as hulle nog groot is, kan terugkyk en sê, maar weet jy wat, my ouers het ook daaraan gebou. Nie omdat hulle wil wys hulle is so oulik nie, maar as gevolg van die inspirasie van die werke van die Heilige Gees. So God gebruik ons, hy gelei ons deur sy Gees, sodat ons kan aanhou bly bou aan sy kerk, want dit is sy kerk, van Christus Jesus, is die hoof van die kerk. Het gaan oor hom, het gaan nie oor ons nie. So ons het hierdie wonderlike voorreg dan, om te kan kyk vanaand, wat is ons, hoe deel ons aan die een kerk wêreldwyd. So wat maak ons dan nou met al hierdie inligting? Paulus praat van die een Gees, die een doop, ons is hierdie een kerk. So ons het 'n verantwoordelikheid, eerstens teenoor God. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor onsself, maar ons het ook 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar as 'n gemeente, maar ons het ook 'n verantwoordelikheid teenoor die gemeenskap van gelowiges, want ons val onder die eenheid waarin God ons geskep het. Nou, die ander ding waarby ek wil uitkom, waarin ek die hele tyd gewonder het met my hierdie ry, is 'n teksgedeelte in Handelinge. Nou, is eintlik baie gepas word, jy weet, omdat ons nou in die Pinkstertyd is. En dit was in hierdie Pinkstertyd in Handelinge 2 waar die Heilige Gees sulke wonderlike groot werke begin doen het. En ek wil vir julle noem, dit is nou na Petrus se toespraak en toe 'n klomp mense tot bekering gekom. En ek wil graag vir julle hierdie gedeelte lees. In Handelinge 2 vers 41 staan daar: die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Nou hoor nou wat sê hy in vers 42. Hulle het heel hartig toegelê op die leer van die apostels, die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Hier word 4 dinge genoem wat die gemeenskap van gelowiges doen. Hy sê hierso, hulle het hulle toegelê op dis waarna ons nou gaan kyk, die leer van die apostels. Nou besef ons, hierdie belydenis wat ons het, vertel vir ons iets, hoeveel waarde ons daaraan het, wat die werke wat die apostels gedoen het. Dit roep jou en my ons nou ook om vir ons te vra, maar wat se werke doen ek en jy deur die inspirasie van die Heilige Gees? Dis nou iets om aan te dink. Dan die tweede een is wat hy sê, hulle het hulle heel hartig toegelê op die onderlinge verbondenheid. So mense dink in terme van ons sê ons is een universele kerk, weet ons is 'n algemene kerk. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. En ons sien dit hierso onder hierdie mense wat die verantwoordelikheid opgeneem het teenoor mekaar, wat dan mekaar dan ook versorg het. En dan sê hulle het hulle self toegelê tot die gemeenskaplike maaltyd. Nou as ek dink aan daardie gemeenskaplike maaltyd, as ek dink aan maaltyd, dan dink ek aan die maaltyd waar Jesus die nagmaal ingestel het saam met sy disippels. Dit was 'n heilige oomblik, want dit was die oomblik waar Jesus sy liggaam as 'n heilige moment vir sy disippels verduidelik het. Die heilige moment gebeur daar by die kruis. So dit is my ook besonder dat ons vanaand dan kan sê, maar as ons deel aan die een kerk, dan heg ons waarde toe aan wat dit is om 'n onderlinge verbondenheid teenoor mekaar te toon. Op grond van wat?
daai stukkie brood, daai stukkie wyn wat die disippels saam met Jesus Christus geëet het. Nou besef ons, maar ons doen dit ook. As ons nagmaal vier, ek dink julle gaan seker ook Sondag nagmaal hê, maar ons gaan nagmaal hou, en ons deel dit onder mekaar, ons sit langs mekaar, en ons herinner onsself aan Christus se heiligheid in hierdie wêreld. En dan die vierde punt wat hy Jesus sê, hulle het hulle ook heel hartig toegelê aan die gebede. Hoekom bid ons? Of tot wie bid ons? Ons bid tot God. Soos wat ons dan sê, ons is een kerk. Dit is een God. Paulus sê, dit is een God, een Vader, een Gees, een doop, een Here en Jesus Christus. So ons bid ook tot God. So dis wat vir my so besonder is nou van hierdie gedagtes van Handelinge 1, hoe dit ook pasbaar is in die belydenis van die Sia, wanneer ons hierdie een gedeelte sê, ons glo aan een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons kan sê, dit is Bybelse denke, dit is Bybels georiënteerd, maar dit roep jou en my dan vandag. En ek wil julle nie as leraar van Tsitsikamma, wil ek julle dan aanroep of aanmoedig vir julle as gemeente van Karele. Mense hoor goeie dinge waarmee julle ook besig is. En ek wil julle aanmoedig om aan te hou om daardie goeie dinge te doen. Jy weet dat ek wil julle aanmoedig om aan te hou, om te streef na Christus as die een hoof. Ek wil julle aanmoedig om aan te hou rondom julle onderlinge verbondenheid teenoor mekaar. Ek wil julle aanmoedig om aan te hou aan die leer van die apostels, sodat ons dit ook oor geslagte heen kan dra. En ek wil julle aanmoedig dat julle altyd ook sal dink en bid, ook vir die ander gemeentes, binne in ons ring en binne in ons synode. En miskien gaan ek nou 'n bietjie van die punt af, maar in ons synode is daar ook ander gemeentes wat werklik baie swaar kry, meer in die ooste gedeeltes van die Oos-Kaap. So hier is ons as gemeentes, en net die een ding wat ons vir mekaar kan doen, is om vir mekaar te bid, en om aan mekaar te dink ook. So dit is sulke, ons wil altyd ons groot goed uitdink, ons wil altyd groot planne uitdink, ek dink maar dis nou die goeders. Ons moet net weer terugkyk in die mees basiese goeders doen, en die eerste ding wat ons kan doen is, kom ons begin bid, dat daar eenheid sal wees binne in ons kerke. As daar nie eenheid is, bid dan vanaand, sodat God eenheid sal bewerk deur sy Heilige Gees. Want as ons nie gaan streef vir eenheid nie, dan as ware preek ons die werke van die Heilige Gees. Dan hou ons op om die genade en die liefde van ons Here Jesus Christus uit te lewe. So hou aan om te doen die goeie dinge, en hou vas aan hierdie 4 dinge wat Handelinge vir ons ook gee, en leef dan tot die eer en die verheerliking van God die Vader. Amen. Goed, ek het nou 'n klompie goed gesê, nou het ek 2 vrae wat ek saamgebring het, wat ek graag wil hê julle moet so onder mekaar bespreek. Die eerste vraag is, wat is jou ervaring van eenheid in jou geloofsgemeenskap? So wat is julle ervaring van eenheid hier binne in Karele omgewing? En dan die tweede vraag is, watter uitdagings beleef die kerk vandag? Nou ek wil so vra, as julle nou dink aan daai tweede vraag, dink 'n bietjie universeel, wat is die uitdagings van die kerk in die algemeen, reg oor die wêreld, miskien in ons land, maar dink 'n bietjie aan die uitdagings hier in julle eie gemeente. Watter uitdagings het julle? Watter uitdagings lê vir julle voor? So sit so 'n bietjie en dan gesels julle rondom hierdie 2 vrae asseblief. Maar goed, ek gaan nou geleentheid gee vir stil gebed. En as jy graag 'n bietjie leiding wil hê in jou gebede, dan kan jy vir God dank dat hy die kerk tot stand gebring het en sy kerk ook in stand hou. Vra vir God om julle geloofsgemeenskap te beskerm teen die uitdagings wat julle beleef, en dan ook bid vir diegene wat verstoot en verwerp word deur die samelewing en dalk ook deur gelowiges. Ek gaan geleentheid gee vir so 'n paar minute sommer net vir stil gebed, en daarna as enige iemand wat graag 'n gebed wil doen, is jy baie welkom. Kom ons raak stil.
Mag die genade en die vrede en die liefde van ons Here Jesus Christus met julle wees. Mag hy julle roep in eenheid en mag julle lewe tot die opbou van sy koninkryk en van sy kerk. Amen.